is die begin en die einde, een wat is, wat was en wat kom. My hart wil sing, alle eer wil ek bring. Hy is die weg en die waarheid, daar's niemand soos hy. Lig jou hande na voor, sing halleluja, hier aan hom. Halleluja, ons koning kom, noem sy heilige naam. Goeiemôre. Ja, deel weer vanoggend 'n wonderlike woord. Mag jy 'n seën uit die hand van die Here ontvang? Ja, ek praat vanoggend oor Jesus het self mense kom red. Die woord sê, want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore is. En ja, soos hierdie liedjie ook nou wat ons gesing het, ons koning kom, daar gaan 'n dag wat hy verseker weer gaan kom op die wolk en ek en jy moet gereed wees om hom te ontmoet. Daar's nog soveel kosbare siele wat verlore is en dis waaroor hierdie woord in hierdie oggenduur gaan. Dus soos hierdie gelykenis van die verlore penning in Lukas 15. Hierdie verlore penning was so waardevol. En ja, hulle het gesoek tot hulle het gevind is. En wanneer hulle dit gekry het, het hulle almal bymekaar geroep en almal was bly oor hierdie penning wat hulle gekry het. So is daar blydskap in die hemel oor elkeen se redding en se bekering. Ek wil jou aanmoedig in hierdie aand. Ons moet gaan en ons moet bietjie die wêreld aan die brand begin steek vir die Here. Ons moet begin 'n borrelende fontein word. Ons moet begin ons getuienis kan uitleef. Ons moet mense by die Here uitkry. Hulle moet gered kom, hulle moet bekeerd kom. Die woord kom tot ons, want ons weet in Timoteus 2, 3 en 4, want dit is goed en aangenaam voor God, ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered moet word en tot kennis van die waarheid moet kom. Verseker, dit is God se wil, ons redding, ons bekering. En ja, ek verwys na God se woord in Johannes 4, waar hierdie vrou omtrent 12 uur by die put kom en sy ontmoet Jesus, en Jesus vra haar, gee my 'n bietjie water om te drink. Die vrou was so verbaas, is 'n totale ongehoorde situasie. 'n Joodse man praat met 'n Samaritaanse vrou, en ons weet, hulle het nie werklik gemeenskap met mekaar gehad nie. In die gedeelte sien ons dat ras en verlede nie werklik saak maak vir die Here nie. Hy kom bied sy lewende water vir hierdie vrou aan by die put. Die woord kom in vers 13 van Johannes 4. Jesus sê, maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie, maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Jesus bied haar die lewende water aan. Verseker bied hy ons die ewige lewe aan en hy kom ook in hierdie oggenduur en hy wil jou die lewende water aanbied. Hy is die water van die lewe. Die woord sê, strome van lewende water sal uit jou binneste uitvloei. En ja, dan ken ons die gedeelte verder in vers 16 waar Jesus vir haar sê, gaan roep jou man en kom hier. En dan antwoord sy maak haar hart oop, ek het nie 'n man nie. En dan antwoord die Here haar en sê, want jy het 5 maande gehad en die een wat jy nou het is nie jou man nie. En ja, tydens die gesprek besef hierdie vrou dat sy met die Messias te doen het, want hy ken alles raak aan haar verlede. Wanneer die sondares Jesus ontmoet, kom haar hele lewe tot 'n verandering. Daar kom 'n totale verandering, 'n radikale verandering in hierdie vrou se lewe. So hastig is sy dat sy die kruik net daar los en dat sy die stad Samaria inbeweeg om die mense te nader, om te vertel raak aan Jesus dat sy die Messias ontmoet het. 'n Ontmoeting met Jesus en hierdie vrou word 'n borrelende fontein vir die naam en die saak van die Here. Kan ek en jy nie net 'n borrelende fontein word, wat net kan getuig en wat net kan praat van Jesus? Die wêreld het 'n honger na die Here. As dit moontlik is dat jy sal connect met 'n verlore siel, dat jy 'n verlore siel na die Here toe sal lei. Die oes is ryp en ja, ons moet dit verseker inbring vir die Here. En dan gaan ek verder, ek wil ook verwys na Lukas 19 waar Saggeus kom en ons weet hy was baie klein van persoon en hy wou vanweer die skare Jesus sien klim in 'n wille vyeboom. Ons weet dat hy klein van persoon was.
En ja, in die oomblik toe die Here by hom kom, het Jesus opgekyk en hy het vir Saggeus gesê, Saggeus, maak gou, klim af, want ek moet vandag in jou huis bly. Hy maak toe gou, klim af, en verseker het hy die Here met blydskap ontvang. Saggeus sê ook vir die Here, die helfte van die goed gee ek aan die armes, en die wat ek van iemand iets afgepers het, gee ek 4 dubbel terug. Jesus antwoord hom, vandag het daar redding vir jou huis gekom. So ja, die Here het gekom vir die mens om te soek en te red, die wat verlore is. Hier sien ons hoe hy Saggeus tot redding en bekering kom, 'n ontmoeting met Jesus verander jou lewe totaal en al. En dan wil ek verwys na Lukas 8, die besetene van Gadara. Jesus bevry hierdie man van 'n legio demone. Die demone het hom erken as seun van God en hulle vra dat hulle hom nie moet afstuur in die onderwêreld nie. Na hierdie bevryding van hierdie man het hy gevra om by Jesus te bly, maar Jesus se antwoord was dat hy moet bly in Decapolis. En ja, dat hy sy getuienis moet uitlewer. Die woord kom tot ons. Hy sê, gaan terug na jou huis en vertel wat groot dinge God aan jou gedoen het. En hy het gegaan deur die hele stad, het hy verkondig wat groot dinge die Here aan hom gedoen het. En so het daar gemeentes tot stand gekom in Decapolis. Net sy getuienis uitgelewer. Ek wil jou aanmoedig in hierdie oggenduur om jou getuienis uit te lewer, om 'n borrelende fontein te word, om kosbare siele by Jesus uit te bring. Kom ons gaan en soek verlore skape. Kom ons bring hulle in, dat hulle deel kan wees van hierdie kudde. Want die woord in Psalm 23 vers 1 sê, die Here is my herder, niks gaan jou ontbreek nie. Kom ek sê vir jou in hierdie oggenduur, die Here het net die beste vir jou in stoor. Hy is jou geneesheer, hy is jou voorsiener, hy is jou bevryder, hy is jou vertrooster, hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe. En ek wil jou aanmoedig, Johannes 10:27, die skape luister na sy stem, ek ken en hulle volg my. Kom ons volg die Here, kom ons ken sy stem, kom ons luister na God se stem. En dan gaan die woord verder, en ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot die ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand uitruk nie. Dankie vir 'n kosbare woord wat ek vanoggend met mense kon gedeel het. Here, hierdie wêreld, daar is soveel wat nog tot redding en bekering moet doen, en ek wil werklik in hierdie oggenduur 'n sondaarsgebed doen as jou saak nog nie reg is met die Here nie. En mag jy met hierdie gebed 'n ontmoeting met die Here hê. Here, dankie vir 'n oggend soos hierdie. Here, mense kies vanoggend om hulle harte oop te maak vir Jesus. Here, dat U sal inkom in die volheid van die Heilige Gees. Here, hulle vra vergifnis in hierdie oggenduur. En Here, dankie dat hulle bloedgewaste kind van U kan word. Here, dankie dat hulle 'n ontmoeting met die Here kan kom. Here, U het gekom om te soek die wat verlore is. Here, ek het vanaand gepraat oor Saggeus en die vrou by die put, en ja, hierdie man wat 'n legio demone wat U hom bevry het. En ek bid vir elkeen wat na hierdie video luister, Here, dat hulle sal uitgaan hierdie wêreld in, dat hulle kragtige getuies sal word, dat hulle 'n borrelende fontein sal word vir die naam en saak van die Here. Ons kyk uit na getuienis, dit wat hierdie woord gaan doen, Here, dat ons die wêreld aan die brand gaan begin steek vir die Here. Elkeen wat luister na hierdie opname, dat hulle iemand na die Here toe sal lei, en ek wil die Here loof, ek wil die Here prys, ek wil die Here aanbid, vir kosbare mense wat in God se koninkryk gaan inkom. Amen.